Voor ons Orania toe gekom het, het ek eerste by Pretoria Stadsraad gewerk, by die toetsafdeling, as 'n toetsmechanikus by die toetsafdeling, en daar het ek vir iets so seker 7 jaar gewerk, en toe gaan ek Acacia Stadsraad toe, as die elektrisiteitsafdeling voorman daarso, en daarna het ek bedank by Acacia Stadsraad, en ek het as 'n privaat elektrische kontrakteur so 'n paar maande gewerk. Maar intussen het ons met al die dinge in die land wat gebeur het, die aanloop na die verkiesing toe, was ons een middag, was 'n Mei maand, as ek dit nie reg onthou nie. Ek onthou dit was so laat middag hier by 3-4 uur, was daar 'n byeenkoms in Pretoria by Berea Park, waar al die Afrikaners by mekaar gekom het. En tydens daai by mekaar kom, daar so skraal liggie gewaai, die middag laat. En iets het net vir my gesê, hier moet ek weg. En dit het toe nou nog nie gerealiseer nie, maar iewers tussenin wat ek nou nie kan onthou nie, het ek van Orania te hore gekom. Dit mag moontlik van deur 'n koerant wees, want ons het mos toe nou nog nie selfone gehad nie. Goed, en dit het 'n bietjie in my agterkop bly lê. En toe besluit ons, as ek reg het, April maand 94, besluit ons om 'n naweek hier 'n draai te maak op Orania. Ons het by Tannie Desiree Adendorf. Sy het 'n gastehuis op Orania. As ek reg het, dan was dit die enigste gastehuis op die stadium in Orania. Het ons toe die naweek kom bly. Die Sondag by die kerk ontmoet ons Gustaf en Ina Opperman. Dit was die eerste mense wat ons fisies ontmoet het in Orania. En ons gesels toe 'n bietjie met Gustaf en Ina, en hulle kinders is maar omtrent dieselfde ouderdom as ons kinders, nog klein. En na so 'n bietjie praat by die kerk, besluit ons, nee, goed, ons moet 'n bietjie oorweeg, elke Orania 'n proposisie. Intussen ry ons 'n bietjie deur die dorp. Daai tyd is dit in Grafstil in Orania, soos in Grafstil. Nou is baie huise te koop, soos in baie huise. En ons ry op en af van die straat, en mense wat Orania ken, Safierstraat 3, staan daar te koopbord. En dit bly nou vassteek. Daar is nou nog nie 'n telefoonnommer. Ons besluit die huis lyk na 'n moontlikheid. Eintlik was daar 'n ander huis ook, maar hy was 'n bietjie later so uitvind heel wat duurder. Ons kontak toe die dorpskantoor later, en as ek reg het ook Magie, wat by die dorpskantoor gewerk en nog steeds werk, gee ons nou die kontaknommers van die mense, skakel hulle, nee, hulle is instemmend, is reg, ons het sekere voorwaardes wat goed klink, aan terug huis, by die huis besluit ons, nee, ons kom. Toe die huis in die mark, en toe die huis verkoop, toe is daar nie meer omdraaikans nie. Nou moet ons gaan, want toe ek die sleutel daar deur die venster gooi die middag, toe weet ek, dis nou finaal, nou moet ons ry, want die vragmotor is klaar bestel, wat ons trek hiernatoe bring, en hy het gelaai, en ons het ons laaste goedjies gepak, hier gaan ons met die bakkie en die motor, ry ons Orania toe, die 12de Julie 1994, as ons op pad Orania toe, ek het nie mis het nie, kom ons so, na so 1 of 2 probleempies langs die pad, kom ons so hier by 10 uur die aand, kom ons op Orania aan, dis Grafstil. Net die straatligte wat brand, so flou, en dan voel jy mos om, het jy dalk nou 'n fout gemaak, het jy dalk nie 'n fout gemaak. Nou die sleutel, die huis is toegesluit. Die volgende ou wat ons ontmoet die aand, dan klop ek hom op, Frans de Klerk. Hy het die sleutel van Safierstraat 3. Goed, kry die sleutel, pas darm, sluit oop, en ons bondel almal saam daar in 'n hoekie in die sitkamer. Maar dis nou Julie maand, en dis maar koud, né? En ons daar in Pretoria, waar ons vandaan kom,
is dit nou nie soke temperature soos hierso nie, en ons bondel daar saam in die sitkamer, ons oorleef ons eerste nag in Orania, met net die nodige. Ons het so hier en daar geskraap, met vakansie toerusting soos gasbottels en dies meer wat ons dan kon gebruik, maar verder is daar nou die huis leeg. En die volgende oggend sit die groot aflaai, die vragmotor stop toe hier by ek reg die vroegoggend, die 7:30, 8 uur se koers toe sy hierso. En is aflaai en hier begin ons. En ons vat maar die Gustaf en Ina wat ons ontmoet het, is ons naaste verwysings, en ons steek maar kers op, en ons hoor maar, en ons vat maar hier, en ons los maar daar, en hier begin ons met die wegskop in Orania. En so stelselmatig ontmoet jy nou maar meer mense. Die grootste pluspunt, die heel eerste pluspunt was toe, dat ons van die boere buite ontmoet. Wat ver is, wat naby is. Ek reg het, was daar een van die eerste mense wat ek ontmoet het, wat nou al weg is uit die omgewing, Nico Treurnig. Net buite Orania is daar 'n kop, hulle noem hom Bleskop, in die Vrystaat kant, die Suid-Vrystaat. Dis nou Nico Treurnig, ek raak by hom geholpe met werk wat toe tydens strooptyd en dan hier en daar afstrooptyd, en dit maak daarom die nodige gate toe, dat ons kan oorleef in die dorp. En dan Gustaf en Ina het ken weer ander mense wat hulle aan ons voorstel, onder andere Dizzy Creer, is een van die ander wat ek ontmoet het, en Freddy Strauss, boere, almal boere direk naby Orania, party oor kan die rivier. Oor kan die rivier is Suid-Vrystaat, van hier af. En so met die tyd word alles nou net rustiger. Ek het groot geword, ek as persoon, ek self. Ek dink my huidige vrou ook, vrou wat ek van die begin af mee getroud is. Ons het groot geword sonder enige huishulpe of tuinwerkers of enigiets. Ons het dit nie geken nie. In ons klein tyd het ons glad nie dit geken nie. Ons het alleen gras gesny, ons het alleen die vrugtebome se walletjies gemaak en water gegee, en ons het alleen my pa het ons nou nie toegelaat om te snoei nie, so in geval vir brouwerk, maar ons het die takke weggedra en kruiwaans weggery. Ek het my pa persoonlik gehelp om ons hele oprit met sy sementblad te gooi. So ons is nie vreemde arbeid ooit gewoond nie, en ons kombuise ook glad nie, my vrou ook glad nie. En ons bure ook nie. En ek het groot geword in Van der Byl Park, die Valdriehoek, en daar ons bure wat Portugese was en Rooms-Katolieke, wat ons saam mee groot geword het, hulle het ook glad nie. En dit het my maar bygebly en my 'n sekere denkrigting geplaas. My pa was baie erg oor politiek. En hy het met die regte ouens altyd gemeng, alhoewel sy skool, die akademiese agtergrond het hom nou nie regtig gemaak pas binne in die tipe agtergrond wat hy beweeg het nie, maar hy het tog. En uit daai agtergrond het ek altyd gesit en luister na hulle vergaderings, privaat vergaderings in die sitkamer, en dit het maar my gevorm. Dit het my bly vorm. En ek weet, op 'n stadium was daar 'n oomie gewees in Heilbron, as ek reg onthou, 'n plaasboer, en hy het net blanke ouetjies op sy plaas gehad. Net hulle. En hulle het 'n slaghuis op die plaas gehad, en Heilbron is mos nie so baie ver van die Valdriehoek af nie. En hulle het kontak gehad in Van der Byl Park, en hulle het van hulle produkte af het hulle 'n afsetgebied gehad. So, en dit het maar, die hele storie het my bygebly, en selfs goeders wat ons in die dorp gedoen het, ek praat nou van der Byl Park, daar was 'n organisasie, as ek reg het, die GHA, die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans. My pa het dit baie ondersteun, hy was laat op 'n stadium die voorsitter van der Byl Park tak. En hulle het altyd sulke bordjies gehad, nogal pink, ek weet nie hoekom was dit pink nie, wat gesê het, ons praat Afrikaans. En hulle het dit in die dorp, daai tyd, dit was hier in die vroeg 70er jare,
het ek hom gehelp onder andere, en hy het ook dit by die winkels gevra of die winkels dit nie op hulle toonbanke wil sit nie, en by die kasregisters. En daar het hulle nou die bordjies neergesit, gratis, hulle kon dit maar net vat en oopmaak, het so oopvou bordjie gewees, so kartonbordjie waarop geskryf is. Dit was die vormingsjare. En so dit het die besluit om Orania toe te kom nie baie moeilik gemaak nie. So die slag toe ons Orania aanland en ons weet wat die reëls, was dit maar net, dit is soos dit is. Daar was nie aanpassings, ons weet jy werk self, selfwerksaamheid is net normaal, dis hoe dit is. En so die aanpassing daar was maklik. Ja, en die begin was dalk 'n bietjie hakkerig, ek meen jy moet jou voete vind. Ons het ons voete so met die tyd het ons voete gevind. Ons eerste, kan ek maar amper sê, groot skok wat ons gekry het, ons in die dorp gebly het. Ek noem dit, is maar 'n skok, is toe, daar was die bestaande motorhawe, wat aan Lucas Taljaard behoort het, daai tyd, het afgebrand. Vroeg die oggendure hoor ons glas breek. En ons kan nie agterkom wat is presies aan die gang nie. En later dan hoor jy mense stemme en voertuie wat ry en vlieg ons op en ons gaan kyk almal, hier is die motorhawe in ligtelaaie. Die hele motorhawe brand af. Met ouens se voertuie nog daar binne. Ek onthou nog ons veearts wat nou nog is, Philip Jordaan, sy mooi Isuzu bakkie, staan nog binne in die motorhawe en hy brand tot as. En dit was vir ons half sleg, want die tipe ondervindings ken ons glad nie. En ons is uit en tuinslange met die naaste krane is gekoppel tydens die brand, maar daai tyd was daar geen brand weer hoegenaamd nie, so alles brand net. Wat ons gedoen het, is om met die tuinslange die buitenste oop brandstoftank af te koel, dat hy nie oorverhit nie. En dit is die verste wat ons ooit kon kom met brandbestryding. Maar daar is die eerste keer in my lewe wat ek dit ervaar het, hoe ver 'n gasbottel in die lug kan trek, vanaf die motorhawe tot reg oor die R369 teerpad, Hooptown van der Kloof teerpad, reg oor kan die straat, tot ander kant in Savierstraat. Dit is 'n projektiel, uit en uit. Nou, dit was ons ervaring, en later, baie later, van nog 'n brand wat ons ervaar het, ons het 'n tandarts gehad, Dr. Gawinel, en ook nogal in die aand, hier by 7 uur se kant, as ek reg het, is 'n woensdag aand, brand sy buitegebou af, 'n los elektriese aansluiting, veroorsaak 'n kortsluiting, en ek dink die mat het aan die brand geraak eerste, maar daar is ons almal, en ons het ons brandblussers, ons brandblussers gekry, later aan, en met die brandblussers van ons, spook ons om die buitegebou te red, maar was net ook nie heeltemal gered nie, daar het 'n groot deel skade gekry. En dan onthou ek, ons derde brand, ek dink dit was later as dit, is Piet de Tooy, sy huis het een nag ook aan die brand geraak, en sy huis het ook afgebrand, hy het agterna, moes hy sy hele huis oorbou, herbou. Dit is ons brand. Dis ons brandervarings wat ons opgedoen het in Orania. Hoorie, Wessel, ek wil by jou net hoor van die politiek voor julle Orania toe getrek het. Jy sê jou pa was betrokke in die politiek, en kan jy spesifiek onthou hoe dit toe gegaan het? Was dit goeie tye, was dit slegte tye, het ons mense onderdruk? Wat was jou ondervinding uit daai tyd? My pa het by jy weet wie is die junior rapportryers? Ja, hy was by die junior rapportryers, en hy het daar dit was 'n ou ryk boer daar buitekant van 'n Bilpark. Hulle was baie goeie vriende. Kyk, hulle was baie goeie oom, 'n baie ryk oom, maar ek meen tussen ons en hulle was ons in twee wêrelde, maar hy en Prinsloo het baie goeie maats geword. En my pa het, met die broederbond storie,
weet die predikante, hulle is almal op 'n manier is hulle mos gekonnekteer. En nou het Pa baie al die predikante geken. Weet van die hervormde kerk, die Dopperkerk, maar baie van die hervormde kerk nogal. Want ek weet, want een van die hervormde kerk se dominee se vrouens het my probeer wiskunde leer. Ek het al baie jammer gekry want hierdie ou was nie wiskunde nie. Maar dis hoe ek weet. So wat dit betref, ja, is die politiek. My pa het 'n groot rol in politiek gespeel. Hy wou altyd. Hy was later op van 'n Bybelse polisieforum. En hulle het nie baie gehou van sy manier van doen nie, maar hy het 'n rigiede manier gehad. As hy sy kop sê, as hy sy kop noord gooi, dan gaan hy noord. So dit het hom ja, eintlik was van 'n Bylpark polities baie eenstemmig. Ek het ervaar. Alhoewel daar ander onderstrominge was. Ek weet in ons kerk was daar 'n ouderling gewees. Dis die eerste wat die mense ongelukkig was daar 'n ou gewees wat by Yskor gewerk het. En hy toe by suikermaatskappy in Natal, het hy maatskappydirekteur geword. Toe sê die ouens, 'n ou van Yskor, so hoof van 'n afdeling. Sê dit is nie 'n hoof van 'n afdeling word jy nie 'n direkteur van 'n maatskappy nie. Toe het hulle uitgevind wat is dit, toe sê hulle nee, dit het baie onenigheid veroorsaak binne in die kerk. Toe sê hulle nee, en veral nie 'n ouderling nie, dis nie toelaatbaar nie. As jy jou daai dinge wil bedryf, dan doen jy dit buite muur. Maar verder was ons baie konsekwent. Was daar enige kyk, kleurverskille het tog van die begin af bestaan. En die mense het nou so 'n storie oor apartheid. Het jy gevoel daar was sleg opgetree teen mense van ander rasse? Nee, dit het nie bestaan nie. Dit het glad nie bestaan nie. En ons het ordentlik met hulle gepraat. Ek dink, as ek reg het, die melkaflewering by ons, daai tyd het hulle melk afgelewer in glasbottels by jou huis. Dit was so swarte gewees. Baie goed, ons het hom glad nie sleg behandel nie. Glad nie, nie op hom geskree nie, nooit nie. Weselmaat, het jy ooit swart mense ontmoet wat gesê het hulle is ontevrede met die bestel, hulle taak of hulle wil moeilikheid maak of iets? Het jy ooit met 'n swarte gepraat wat ongelukkig was? Ja, later. Saul. Daar was 'n swarte gewees, 'n Zulu. Toe het ek gewerk vir natuurbewaring, Transvaal nog natuurbewaring. Daar was 'n Saul, hy was eintlik die baas oor die swartes. Hier in Suikerbosrand Natuurreservaat was ek gewees. En hy het kort die politiek geroer. Baie. Van sy kant af. En dan het ons ou gehad op die Natuurreservaat, Dries. Hy was Zulu 100% magtig. Altyd. En hy het altyd ou Saul het hy gevat en hy het hom probeer sag maak, soort van, hy het net gesê, dis nie die plek om jou politiek te bedryf nie, want jy kan nie die ander swartes ophits nie, hulle was nooit opgehits of aangehits nie, maar hy is die eerste ou wat ek eintlik ontmoet het, wat uit sy eie uit, bietjie die vuur probeer stook het. Ou Saul, ek het nooit sy van, weet nie wat is sy van nie, maar verder was daar nie onrus nie, ons het goed saamgewerk, kan ek sê, in my laerskool daar, glad nie, ek onthou selfs, as jy vakansie gaan daai tyd, het jy die polisie gebel, dan het hulle, van hulle voetpatrollie swartes, het hulle gestuur om by jou huise draai te maak, om te kyk of alles nog reg is en so aan, en ek onthou een oggend 5 uur, toe daar klop aan die agterdeur, hulle klop net aan die agterdeur, weet nie hoekom nie, hulle so geleer, hy wil net sien wie's binne in die huis, hy is oop, maar nee, hy sien die brandlig, het was 2 van hulle, ja, hy kon net kom kyk, en my pa het met hulle ordentlik gepraat, alhoewel my pa baie konservatief was, baie, maar dit was my, en selfs voor dit, ek onthou my pa het op 'n stadium vir 'n ou geboer, in die ou Hekterspruit, Mallelaan omgewing, en hy en my ma was alleen, stoksiel alleen op die plaas, en met 'n horde stom swartes wat hulle
wat die helpers nou, en daar was nooit onenigheid nie. Die grootste onenigheid daar was onder mekaar, hulle het mekaar met messe gesteek, my ma moes hulle aan mekaar lap, want die hospitaal was nie naby in sig nie. So sy het hulle gelap, sy het hulle almal gelap, en hulle kan eintlik net met dankbaarheid, kan net dankie sê daarvoor, maar selfs toe was daar nie onenigheid, sover ek kon agterkom op dit nie. Ook nie in my hoërskooljare nie, ook nie toe ek by die munisipaliteite gewerk het nie. Ons was dalk miskien baie goed vir hulle. Want op 'n stadium het een swarte na ons toe gekom, wat in ons spannetjie was, en hy het gesê, ja, kan ons hom nie help nie. Want sy trein loop so laat Mamelodi toe. En dis nou in Pretoria, ek praat nou van Pretoria. Kan ons hom nie help nie, want anders moet hy wag vir die volgende trein, en dis baie lank, kom hy baie laat by die huis. Toe sê ek, goed, ons sal julle tegemoet kom. Ons teken julle normaal af, maar ons sorg dat die werk voor die tyd klaar is, vir die dag. Dan kan julle vroeër loop, dan vang jy die trein betyds. Ek meen, ek dink nie dit is onregverdig, miskien is dit onbillik as jy uit 'n werkgewer se hoek kyk. Maar vir hulle was dit goed geweest. Hulle het gesê dankie daarvoor, en as hulle iets nodig het, as ons met hulle iewers heen gery het, dan sê hulle kan hulle stop, hulle wil 'n bietjie kos koop, of stop, is nie, nee, julle kan maar vrek van die honger nie. Ons het gestop by 'n winkel, en 'n bietjie raad gegee, party van hulle koop nutteloos, doelloos, en vir hulle gesê, koop eerder dit, dan is hulle baie bly daaroor. Ons stop vir hulle. As hulle enigiets wil koop, as hulle probleme het, of as hy sê, daar's probleme by die huis, nee, ons het nie ervaar. Daar was geen, ek kan nie een insident oproep uit my jong dae, wat kon bevestig dat ons probleme, daar was dalk opstokery, wat ons as kinders nie van bewus was nie. Die Sharpeville probleem het eers later begin in ons grootword jare. Noem 'n bietjie paar van die mense wat jy onthou uit daai tyd. 'n Spesifieke karakter wat in Orania alreeds gebly het toe ons hier kom was, ons het hom genoem oom Tini Hout. Ek dink sy van was van Wyk, as ek dit nie mis het nie, Tini van Wyk. Nou vir ons was oom Tini Orania se karakter. Hy het sy eie manier gehad van doen. Ek onthou hy het so wit, of hy was op 'n stadium wit, maar hy was veronderstel om wit te wees, 'n Datsun bakkie gehad, so 'n klein Datsun bakkie, baie verweer, want hy het gesê, jy was nie jou krywa nie, en hy het oral met die bakkie gery. Oom Tini Hout het uit Tabazimbi se wêreld, as ek nie mis het nie, het hy gekom, en hy het groot vragte hout laat aanry uit daai wêreld, uit die Bosveld uit, wat hy dan in Orania het hy hulle geslyp, of noem mens dit nie, geskaaf, gebytel, en hy het hulle vorm gegee, en mooi gemaak, eintlik hierdie wortels van die boom het hy mooi gemaak, en hy het dit dan verkoop. Maar vir die inkomste, sy pensioen was dalk nou nie soos wat hy gedink het om te wees nie, maar oom Tini van Wyk, en oom Tini Hout dan, en hy het ook daarvan gehou om by die kinders te stop en suigstokkies uit te deel. En oom Tini was die eerste ou wat hy het dit vir my persoonlik gesê, of hy daarop aanspraak gemaak althans, dat hy die eerste ou was wat in die middel van die winter deur die Oranje rivier swem. En terugswem. En as iemand wat oom Tini Hout nou geken het, daai tyd so maar oomie, hy het nie 'n greintjie vet aan hom gehad nie, en ek kan nou my voorstel, hierdie oomie wat heen en weer in die winter deur die Oranje rivier swem. So, hy het daai indrukke gelaat as taai. En dan het ons een van die mense wat ons ook ontmoet het, is Laurens Erasmus, oom Laurens Erasmus, want hy is nou al oud, 'n baie handige ou, ek dink enigiets wat hy aanvat, kan hy regmaak, of hy kan dit maak werk. As ek dit nie mis het nie, oud onderwyser. Uit van Ventersdorp afgekom, daar het hy ingenieurswerke gehad, en toe kom hy hiernatoe, en so ek en hy het ook mekaar so leer ken, met goed wat hy vir ons gedoen het, en dan
In die beginjare was my buuroom oom Bernardus van Rensburg. Oom Bernardus van Rensburg was hy en sy vrou, die tannie sy was Engels. Hulle was van die eerste mense, nee, nie hy nie, sy skoondogter, of hulle skoondogter was Engels. So hulle het altyd 'n spotry gehad oor die Engels. Maar hulle was van die eerste mense of die oggend toe ons hier ingetrek het. Toe kom hulle agter my, hier's nou mense in die huis, hier's lewe. En hulle dra vir ons lekker groot pot sop aan, broodjies. So hulle is die eerste mense wat ons gevoed het in Orania, oom Bernardus van Rensburg. En my ander buuroom, oom Fanie. Die oom Fanie het ek baie goed leer ken met tyd. Hy het aanvanklik nie in Orania gebly nie. Hy het die huis gekoop en toe hy terug na sy ou plaasie toe, daar in Lichtenburg se wêreld. Ja, nie Lichtenburg nie. Daar in die weste kant van Johannesburg. Daar het hy so 'n plaasie gehad. En later kom hulle toe terug en hulle vestig in Orania. En die oom Fanie en ek het baie goed oor die weg. Ons het 'n baie lang pad gestap. En ek het werkies vir hom gedoen so van tyd tot tyd en eendag kom hy by my en hy sê vir my, hy het 'n plan. Hy gaan nou eers toestemming kry, maar ek wist toe nie waar oral moet hy toestemming kry nie, maar dis toe nie gelukkig nie my probleem nie, hy kry toestemming. En hy verdwyn eendag. Hy kom met 'n hele groot bakkie vrag vol boompies daaraan. En hy sê ons gaan hierdie boompies gaan ons hier langs die straat plant, reg langs die R369 hoofpad. En ek en hy gaan toe en ons meet die bome uit, want hy gaan koop dit toe, daar is die staatskwekery, daar was 'n staatskwekery in Christiana. En hy het by Christiana se staatskwekery het hy toe hierdie boompies gaan koop. En hy bring dit toe Orania toe met 'n sleepwa, want dit is baie bome. En ons grou die gate en ons plant die boompies, ons maak hulle nat, lê die pype aan en die mense wat nou Orania toe kom en hulle sien as hulle by die ingang van Orania kom, daar by die kruising, teerpad kruising, en hulle kyk suid, daai bome wat daar groei langs die pad, dis nou ek en oom Fanie se bedryf gewees, ons het geplant, hulle moet nou al seker 25 jaar, dalk plus oud wees daai bome. Dis die eerste groot aangeplante boom in Orania, want ek dink die pekaneetboord het 'n bietjie later gekom. Miskien is ek verkeerd, ek kan nie onthou nie. Maar later dan het daar meer bome, maar dit is nou die eerste groot bome van Orania. Het julle die aan die suidekant van aan die noorde kant van die kruising? Nee, dit was het hulle geplan. Ek wonder of dit in die dorpsraad self was. Want die kwekery het later toegemaak by Christiana. En waar hulle daai bome gekry het, weet ek. Want oom Fanie het gesê hy het probeer mannetjie wyfie, maar ons kon toe nie weet wat's mannetjie wyfie toe het gepak het nie. Toe ons het half de mekaar geplan, want hy wou mannetjie wyfie sonderlik plant, wat vir bestuiving en... Is daar nog mense wat jy onthou uit daai tyd het? Wie was toe in die dorpsraad gewees? Kan jy dit onthou? Renestein. As ek dit nie mis het nie, was dit Renestein. Want die dorpskantoor was mos nou daar waar die ouer huis kantore is. Ja, Renestein. By die houtwerk gehad het, Jerry Pelser. Hulle was toe al reeds hier. Nou hulle is die ouens, ek weet nie wat se koneksie het hy met die dorpsraad toe gehad nie, hy was 'n burgemeester op 'n stadium, maar ek het Jerry was uiteindelik ons huis in Pretoria se kombuiskaste gebou, Praktikum kombuise. Hy het van Roslyn af gewees. En ek was nie bewus daarvan nie. Toe hy hier kom, toe sê hy vir my, hy het 'n besigheid gehad in Pretoria. En dit was in Roslyn gewees en hy het kombuiskaste gemaak, Praktikum kombuis. Ek sê Jerry Pelser. Formidable oomie wat sy eie politieke rigting en denkwyse het, wat hom gewild en ongewild gemaak het, beide kante toe. Ja, dis die mense wat ek kon onthou, Jerry. Hy was nog by die dorps. Kobus van der Merwe was toe nog nie daar nie. Magie, Uisie. Kyk, Uisie en Magie, Uisie het hier vir 'n ruk skool gehou en sy het by die dorpskantoor gewerk.
Ek weet Sy en Magie was saam agter die toonbank. En ek is seker daarvan Renus was, weet, soos die dorpsbestuurder. Hoe was die interne politiek van die dorp daai tyd? Was dit vol vrede of vol aksie? Ek het 'n blou leer by die huis oor die skewe sewes. Weet nie wat jy van die skewe sewes. Hulle het saamgestaan op 'n stadium en hulle het sekere werkswyses het hulle teëgestaan en dit het 'n bietjie brywing veroorsaak. En toe kom die skewe sewe nou ter sprake. En dis 'n groepering wat nou al blaadjies uitgegee het. En elke ou het sy eie manier van siening of ding gehad hoe hy dit sien en hulle het beweer die ander party se siening was nie die regte nie en hulle sin is meer aanvaarbaar. Daar was 'n onder ons in die tydens 'n vergadering in die dorpskantoor wat nou die oue tuise kantoor is, was daar 'n onder onsie wat almal nie saamgestem het nie en hy het op die tafels gespring en hierdie ouens probeer tot orde roep op sy manier. Wat nie die ouens nie baie goed afgegaan nie. Dat daar wrywing was is nie onkenbaar nie. Jy onthou waaroor het die wrywing gegaan wees? Nee. Ek sal my gedagtes daaroor moet gaan. Ek kan nie spesifiek onthou nie. As mens op die sosiale media deesdae kyk, sien jy baie gesprekke gaan rondom Afrikaner en Boere-Afrikaner. En baie van daardie Afrikaner, Boere-Afrikaner ding kom van, as ek vermoed, kom dit al vir baie jaar, dekades. Dit nog voordat ons Oranje toe gekom het, ander woorde 40, 50 jaar terug, was daar altyd hierdie een Afrikaner, ander Afrikaner. En dit het gemaak dat die twee groepe altyd 'n manier van dink gehad het. Ek het 'n spesifieke manier van dink, Anhou het sy manier van dink, en ons gaan nie een kop gee nie. En hierdie gaan nie kop gee storie bring wrywing in kleiner gemeenskappe, waar jy min by mekaar is. En as ek reg het, ek onthou eintlik spesifiek, eintlik André Pitter het my eendag, nou het ek aan André Pitter dink, hy het eendag gesê, hy het 'n kraan toegemaak, daar aan die bokant van ons straat. En hy het gesê vir my eendag, weet jy wat met ons op Oranje begin? Hy sê, maar niemand wil hom aan die storie byt nie. Hy het gesê, ons moet ons eie geldstelsel begin. Hy wat André Pitter is, en ek sê, ja, ek weet nou nie, maar hy het so 'n visie gehad van 'n eie geldstelsel, hy wat André Pitter is. Hulle was eintlik die waterfiskale van die dorp. Hy en sy pa. Diek was eerste, ek dink Diek was eerste daar, en het later gekom. En hulle moes maar die krane oop en toedraai en kyk vir die nodige goeders. Baie keer het geloofsverskille ook daarmee te doen gehad. Ek weet spesifiek, as ek terugdink aan my kinderjare, my ouma, aan my pa se kant, my pa se ma, was 'n stoere doppertannie. En sy het verseg om enige gesang te sing. Daar gaan nie 'n gesang oor haar lippe glad nie. Dis psalms of skrifberywings. So daai manier van doen bly 'n mens by. Jy kry dit nie uit hom uit nie. En dit vee my af later jare ook. En by die skole veral. Die skole veral het daar was daar wrywing gewees spesifiek oor geloofspolitiek, sal mens maar eintlik dan ook dit noem. Waar verskillende denominasies van kerke by mekaar kom. En dan in 'n vergadering word daar net een ietsie gesê, klein ietsie, en dan is daar groot probleme. Ek het dit beleef eenaand, hoe kan 'n klein dingetjie en 'n geloofsoortuiging, 'n klein geloofsoortuiging kan ontsettende groot spanning veroorsaak. En daai aand was daar iets soortgelyks met die vergadering, waar dit soveel so was dat
een klomp mense sit in een ry en die ander in die ander ry. Dit is nou in die klaskamer op hulle stoeltjies, op die banke, die klaskamerbanke, en hulle is versag om met mekaar te praat. En die voorsitter het baie probleme, want hy kan met hierdie twee groepe mense, moet hy nou huis toe stuur, dat hulle nie mekaar slaan buitekant nie, wat al gebeur het. Maar daai aand het dit toe nou nie gebeur nie, maar dit is 'n ding wat geloofsoortuigings bly nog steeds 'n ding wat groot verskille veroorsaak en groot onenigheid kan veroorsaak, en later van tyd is daar nie versoening kom nie, wat bitter min is. Is dit in 'n gemeenskap 'n ding wat nogal 'n groot hekkie kan wees om oor te kom. Groot moeilikheid. Baie groot moeilikheid. Is die Orania van vandag dieselfde as toentertydse Orania? Nee. Ek persoonlik dink is 'n groot verskil. Die ou Orania, omdat daar min mense, baie mense sê as omdat min mense was, het almal mekaar mos almal gegroet, en jy het soort van amper geweet wat in hulle huishoudings aangaan, nie regtig nie, maar was 'n tipe van 'n omgee tipe dorp. Maar mettertyd het jy agtergekom, jy kom net, jy sien dit nie, maar iets binne in jou sê daar's 'n verskywing. Daar's nie hulle noem dit empatie, as ek dit reg het. Daar's nie empatie nie. As 'n ou swaar kry, dan moet hy nou maar swaar kry. Dis nou maar net so dit is. En die empatie, ek dink die woord teenoor is mos apatie, is dit nie? Maar die empatie deel het grootliks nie laat daar nie verskille en verandering. Ek weet voor my tyd was daar tog 'n ou doen 'n werk en 'n ander sê hoekom doen jy die werk, maar ek mag eintlik net alleen die werk doen. En daar was sulke onder onsies gewees dat weet ek gereserveer vir daai werk, so jy mag nie my werk oorneem. Maar dis dalk iets anderster, dit gaan dalk oor oorlewing. Ek weet nie. Maar ek dink in vandag se tyd gaan dit ook oor oorlewing. Dalk net meer, want die mense wat hiernatoe trek kom nie meer vir die saak. Jy sê maar vir die saak. Kom nie vir die saak nie. Ek weet nie vir watter rede nie, maar as jy jou hart moet reg wees as jy Orania toe kom. Jy moet maar bereid wees om bietjie te sukkel, en jy moet altyd bereid wees om nie bokant die Karoo bossie te probeer kyk nie. As jy nou vandag se politiek kyk en jy sê Cyril Ramaphosa is die staatshoof. Dan sê jy goed, hy is die staatshoof, maar nou jy sit daarbo en jy regeer nou die land. Dan moet jy uit jou partykassie uitklim. Jy's as staatshoof is veronderstel om uit jou partykassie te klim en jy regeer die land. Met ander woorde, jy moet 'n objektiewe ingesteldheid hê om 'n land te regeer, want jy kan nie voordeel een groep bevoordeel bo 'n groep nie. En dit geld ook dan vir 'n kleiner plek, 'n dorp. As jy 'n hoof is van 'n dorp, dan glo 'n mens, ek glo, dat jy vanuit jou kassie waar jy ook as 'n persoon leef. Maak nie saak wie, as ek nou in die NG Kerk is, en ek moet 'n ou van 'n charismatiese kerk, en ek sê nou moet ons saam besluit oor 'n ding, dan is ek nie veronderstel, as ek die hoof is, ek nie veronderstel om 'n kant te kies nie. Ek moet elke ou se siening moet ek respekteer, en ons moet 'n goue middeweg vind. En jy as hoof, glo ek, is veronderstel om die goue middeweg raak te sien en deur te voer, en al die partye gelyk te behandel. In 'n dorp soos ons dorp, glo ek dis dieselfde. Jy as 'n hoof van die dorp, of as 'n leier gekies is, moet jy
heeltemal objektief. Eintlik die moet tussen hoofletters, moet jy objektief staan. Was jy nooit teleurgesteld dat jy getrek het nie, Wessel? Wel, ek moet sê, ek was al teleurgesteld, ja. Maar as ek na my kinders kyk, dan sê ek, my kinders moet groot word, ek wil graag vir hulle iets teruggee. Ons wil graag hê dit moet vir hulle ook lekker wees. Die een lekkerte nie vir my persoonlik nie, maar vir my kinders was dit lekker en ek het dit geniet om te sien hoe geniet hulle dit. Ons het op 'n stadium, het ek nou dink by wie ons so glasvesel om Apie Botes. Het so 'n vervalle glas kanoe gehad. Was bietjie stikkend. En hy het dit vir ons toe 'n bietjie reggemaak. Hy is mos die glasvesel ou, hy het dit mooi, ons het hom geverf, nogal sulke krokodil oë gehad met sulke tande. En ek het vir die kinders so sleepwa gebou met fietswiele en 'n haak vir die fiets. En 2 van die kinders het dit toe gebruik om naweke by die rivier te gaan uitkamp. Nou agter by die aan die rivierkant deur die tyd was dit nog net 'n 2-spoor paadjie, so sanderige 2-spoor paadjie. En as jy nie mooi ry nie, val jy vas en dan loop jy huis toe. Nou daar het hulle gaan visvang oor naweke en hulle het hulle eie vis wat hulle gevang het en gebrou in ketels en ek weet nie wat alles nie. En dit was vir hulle 'n goeie ondervinding en 'n lekker ondervinding en hulle het dit geniet. Vrydagmiddag sak hulle hier af, pak hulle die hele sleepwa met seile en toerusting, visvang toerusting en hulle gaan spandeer die naweek teen die rivier. Dit was lekker om te sien en ek dink as hulle daaraan terugdink was dit, kan hulle met genade daaraan terug, kan hulle daaroor lag en praat. Wat ook lekker was om te beleef was die eerste rivierrit. Dit was tydens 'n AP Kerk so dinkskram sal ek nou maar sê. Ons het besluit, eintlik het ek besluit, maar sê maar ons moet bietjie by die rivier afgaan met bande, met binnebande, vragmotor binnebande. Ons het gekyk wat die grootste binnebande ons in die hande kan kry en die langste toue wat ons in die hande kon kry. Ons het diep klomp bande, binnebande het ons aan mekaar gebind met toue. Nou nie teen mekaar nie, maar dat hulle nie verder as so 10 meter weggaan van jou af nie. En ons het elkeen wat wou saamry op die vaart, het ons gesorg dat hulle veiligheids baadjies het vir die water en sonhoedens en room. Ons spring toe weg by een van die plase, nie ver hiervanaf nie, seker so 10 km ons gery, ons het die bande daar opgelaai en ons gooi dit daar in die water en ons dryf toe af, so om die rivier, seker so 8 km. Die rivier beweeg nie vinnig nie, ek dink soos 'n tempo van 3 km/h daar rond. So dit vat jou 'n paar uur om by 'n ander punt uit te kom, dit was lekker. Ons het afgeklim net voor 'n stroomversnelling. Ek moet sê ons was benoud geweest want jy hoor die stroomversnelling, jy hoor hy is hier naby voor en jy moet begin roei na die kante toe. En party wat op die bande is verstaan nou nie mooi want hulle hoor nie bo kan die geraas wat jy sê nie. Maar ons het almal veilig voet aan wal gesit en dit was ook 'n lekker deel van Orania. Om dit te kon beleef. O ja, ons het 'n vaart gehad op 'n stadium. Het ons 'n rivieroorvaart gehad. Elkeen moes vir hom 'n vaartuig bou wat kon dryf. Die voorskrif, waar was nie voorskrifte nie. Hy moes net enigste voorskrif hy moes kan dryf. En my kinders het ook gebou van polistireen. Daar het ek gesien hoe kan polistireen water drink. Ek het dit nooit besef nie, want na so ruk het dit gelyk soos 'n groot vragskip wat te swaar gelaai is. Hy het so halfmas onder die water begin dryf. Maar die idee was om te kyk, ek dink was so 'n kilometer of 2. Hier was 'n boer gewees, Paul Marits, ons het van sy grond af weggespring, is net so voor die keerwal. En van die keerwal, sê maar die keerwal, af het ons tot by die huidige oeverpark. Het ons so skuins oor die rivier gery. Nou jy moes nou jou vaartuig navigeer van daai een punt af oor die rivier tot by die huidige oeverpark. Daar was so wat noem hulle dit, so
oop kol. Dit was toe nog geen net was net 'n oop kol. So 'n sanderige oop kol en dan moes jy daar instuur. Dit het ook veilig afgeloop. Daar was niemand, daar was geen probleme nie. En dit was ook lekker vir die kinders. Was dit baie aangenaam? Want dis 'n ondervinding wat jy nie vir iemand kan eintlik oorvertel nie. Jy moet dit beleef. Jy moet daai tipe van goed beleef. Die swaar kry ook van wat jou boot wil half jou selfgemaakte boot moet nou al begin sink, maar jy moet ander kan kom en alles wat jy moet doen om jou vaart en dit het die kinders nogal baie geniet. En wat nogal ook lekker was vroeër jare by die swembad. Daardie jare het ons nog nie betaal om te swem nie. Ons het net soontoe gegaan om te gaan swem. En daar was altyd so in die somer so laat middag was daar so by mekaar kom. Die mense daarvan gehou om bietjie te sosialiseer en net te gesels en die kinders swem en hulle praat en dit was uit vroeër Orania dae was dit nogal tye om na terug te dink, die rustigheid en dan die bymekaar kom van mense in die week sien jy dit mos nou nie eintlik meer nie. Broer Wessel, nou jou kinders jou nooit kwaadlik geneem dat jy hulle hier groot gemaak het nie. Nie so ver ek kon hoor nie. Van weet nie. Daar is net my kinders het net van hulle het 'n ander heenkome gevind. Kinders het maar net 'n aanleg en in die aanleg bring hom net op ander plekke. En miskien as dit op Orania was sou dit dalk kon gewerk het, maar dit werk nie altyd so nie, maar ek dink net hulle praat van lekker tye, goeie tye. Ek kan nie sê lekker tye nie, goeie tye. Ek onthou Rian, my jongste. Hy was nog klein. Hy ontmoet en ons ontmoet vir die Strydoms. Joos Strydom. En daar's nog iewers 'n foto in die argiewe dink ek waar hulle twee so in die moddergrondpad speel. Nou dis hier in die beginjare van Orania. En tot huidiglik vandag is hulle tog die werk wat hulle twee doen is naby, hulle sien mekaar en om te dink dat hulle omtrent nou al amper 'n leeftyd saamkom en nog steeds hier is en dalk sekere dinge deel en ander, jy raak mos nou groot en ander dele het hulle maar ontgroei. Maar ek dink hulle kindertyd was half besonders, die maatjies wat hulle was en wat hulle dalk nie sou wees op ander plekke nie. Maar hier op Orania was mense baie afhanklik van mekaar en alhoewel daar verskille is, agtergrondverskille, wat ou alles kan opdroom, is daar tog 'n bymekaar kom, is daar tog iets wat jou kan bind. Ek dink tot in jou groot verskille is daar tog 'n gom wat jou aan mekaar kan hou. Wat jy nie noodwendig vyande kan word nie, alhoewel daar verskille is. Wessel, jou vrou het ook 'n interessante stokperdjie as mense dit so kan stel. Ek gaan nou my eie beeld blaas. Ek het aanvanklik het ons in Pretoria my oupa het eintlik met die ding begin. Hy was 'n ou wat alles gemeet en getel het. En hy het ook begin, hy was ook 'n ou wat die temperature gemeet het en opgeskryf het. Hy het boeke vol opgeskryf in die dorpie waar hy gebly het. En ek het later ook 'n termometer gekoop toe ons in Pretoria gebly het in 'n woonbuurt, Capital Park. En ek het hom daar gehang in 'n bordjie wat nou uit die wind uit is. En daar het ons maar so begin met temperature lees. En toe ons Orania toe getrek het my vrou Christa, het ek lui geraak, heeltemal. Ek het nou, het sy daarmee aangegaan. So nou vir 12 Julie sal dit 31 jaar wees, is sy besig om nou die temperature en die reënval op te skryf. So, ja, dit is, ek weet nie of iemand anderster dit ook doen nie, maar ek dink die plek waar ons huidige termometer hang, is beskik en dit voldoen amper, maar daar is lugbeweging, hulle vereis lugbeweging,
en nie direkte bewind nie. En ons termometer hang op so 'n plek, nie in die son ook nie, glad nie. En daarom dink ek is ons lesings heel betroubaar. Is daar interessante neigings of patrone wat jy opgelet het? Wat vir my opgeval het, wat nou half teruggekom het nou, is mense het gesê hierdie is soos 'n somerreënstreek, is nie 'n winterreënstreek nie. En wat my opgeval het was die baie nat winters wat ons gehad het in die beginjare. Konstant hier by Julie maand, helfte Julie maand rond, dan reën hy, dan word hy bitterkoud agterna. En dit was vir ons 'n gegewe. Ons het geweet hier kom moeilikheid, lekker koue. As dit nou gereën het en ons het en nou ons het die afgelope tyd het ons nou weer dieselfde begin ervaar, net 'n bietjie vroeër, seker 2-3 weke vroeër, dat ons hierdie tipe winterreën kry wat terugkom, of wat nou 'n siklus is, weet ek nie. Maar jy kry siklus en dan kry jy hitte siklusse, seker noem dit nou maar siklusse, wat hy warm word. 6:47 vir ons is dit nou warm, ek dink daar's plekke wat warmer word. Ek vermoed Vredendal in die weste kant van die land kan ook warmer wees, ek vermoed so. En Appington, maar ons 47 is nie ongekend hierso nie. En dan dink ek die laer temperature, natuurlik in die dorp. Ek praat van in die dorp, dink die -7 rond, het ons al aangeteken. Wat seker maar ekstreem is, dan kan jou waterpype bars. Maar buitekant teen die rivier, kouer, definitief. En dit het al hier by ons, Desember maand, het van die boere vir my gesê, het sy mielies doodgeryp. So ryp Desember is nie onmoontlik nie, jy moet altyd gereed wees dat so iets kan gebeur. En Oktober is ons wisselvallige maand. Dit is 'n maand wat baie ouens onder die bed wil laat wegkruip, want ons het Oktober, of baie Oktobers, het ons so 'n nakoue, wat so vinnig op jou toeslaan, wat baie plante doodmaak. En dit is Orania temperatuur, die groot wisselvalligheid en die droë hitte. Dis al as jy kan kies, as jy weer jou lewe kan oor hê, sal jy dieselfde doen of sal jy 'n ander pad? Ek het nou die dag staan ek by die trappe. Ons praat van die trappe. Dis een van Orania se landmerke, die trappe. As jy die woord hoor, die trappe, dan praat jy in hoofletters. Ek het oor die trappe gestaan, daar aan die bokant van die trappe. En ek het so uitgekyk oor die Oranje rivier vallei. Ek noem dit nou maar die vallei, maar dit is maar 'n vallei. En ek het gesê, "Joh, dis maar mooi." Mense raak gewoond aan die verandering. As jy vat waar ons vandaan kom, is dit baie bome, hier is mos maar min bome. Maar toe ek so uitkyk, toe sê ek vir myself, dit is 'n goeie plek om te bly. As sekere omstandighede wat jy bitter graag sou wou verander. As 'n ou sou wou doodgaan, sou dit die plek wees om dood te gaan in Orania. Daar's nie 'n plek in hierdie land, ou moet my nog 'n plek in die land kom wys, wat so mooi sonsondergang kan hê, soos die Karoo, hierso waar ons is. Veral as dit nou so bietjie, hierdie weer wat ons nou het, op die oomblik, as jy hierdie na reën, dan kry jy so vlieswolkie, so blou wolkie. Nou as hy nog in die agtergrond hang, in die weste, en die son gaan onder, ek glo nie daar's iets wat die mooi kan namaak nie. En dit bly ou by, dit kruip in jou hart en jy kan dit nie los nie. Wesel, as jy nou moet sê waarvoor mense jou eendag moet onthou, wat sal jy sê? Mense moet nie kan sê, daar's 'n goeie ou wat nou doodgaan nie, ek haat dit. Die nalatenskap moet wees, jy het 'n goeie positiewe bydrae gemaak. Ek dink dit behoort elke ou se nalatenskap te wees. Die positiewe bydrae wat hy kon maak, al is dit hoe gering. Want as jy nie die eerste, as jy die stel trappe het wat ons nou hier het in Orania, en jy het die eerste 3 trappe gemis, dan gaan jy probleme om bo te kom. So elke ou wat bydra om 'n trap te bou,
dra by tot die groei. En as jy nie die volgende trap kan bou en los vir die volgende ou om die trap te bou en die volgende ou nie, dan gaan jy mos bloot nêrens kom nie. Behalwe as jy jou eie trap wil, op jou manier wil begin bou. Maar ek glo as jy as 'n volk by mekaar kom en jy het 'n doelgerigte visie, dan moet jy aan een trap steltrappe bou. En elke trap moet die volgende nageslag wees en die volgende nageslag. En die idee van die trap is, jy moet 'n hoogte bereik. Jy moet nie terugsak in jou verlede of terugsak in niks in nie. Jy moet groei. Die groei wys vir jou die hoogte.